hart in die wonderlijke naam van Jesus. Goed, bestaan van hey, ons is hier bij wat grap is. Rustig. Kom ons wat gaan al die sondes vanmorgen geliefd is. Maar daar sê een kom. En dis Jesus. En hy sien elke van ons harte daar. Geliefd is, aankondigings vir die week. Maar die woensdagdiens kom op geliefd is. Woensdag, volgende van Jesus gesluit. Bid ieder daai, donderdagoggend, Kersdag. Geliefd is, kom op. Dis nie 4 uur oggend. Dis nie, jy gaan nie die hele dag vir jou vat en ons gaan ook nie jou hele dag oplos nie. Jy gaan vir eers steeds jou lekker Christus ete hê. Kom op, dis 9 uur, 9 tot 10. Soos ek mense jy weet ken om snel en dan op die tyd 'n bietjie kan waarlik doen. So, kom op geliefdes. En ons wil wat die Here ons sê. Op my kers op asseblief kom op. Moenie daar wees soos die wêreldse mense nie. Woord van God sê vir ons. Ons moet nie gelykormig geraak. Geliefdes, sondagoggenddiens, 9 uur, sondagaanddiens, 4 uur, 1600, geliefdes, kom op. Verjaarsdag, Vrydag, die 26ste, die bom. 16 huwelik sy herdenkings. Sorry. Huwelik sy herdenkings. Dis woensdag, 24ste, Erik Bloem. Lyk my julle is geskrinde met hierdie geliefdes. Laat sy saam ons nader kan beweeg
in vanoggend, suster, wat is op dit stuk? Noem die kind van jou se naam in die oggend. Dat die naam groot gemaak en geëer sal word, Here. Here, ons bid vanmorgen vir almal wat U nodig het. Vir almal wat se name genoem is in hierdie gebed. Here, en die Gees van die Here hulle sal aantaal. Die wat siek is sal genees. Die wat hulp nodig het, sal hulp kry. Die wat in sonde belaai is, Here, sal omdraai na U toe. Dankie, Here. Vanmorgen. Seën hierdie woord in Jesus naam. Amen. Ek wil net sê, God is groot. En God is almagtig. Amen. En ek het geworstel met 'n woord om te bring vanmorgen. Ek kon nie met die woord kom nie. Gisterand, wat sit al 'n bietjie laat, sê die Here, vir my, gee hierdie woord. Dit aanleiding van die woord wat ek gesoek het by die Here. Jy hom so aan blaai na Hebreërs hoofstuk 1. Want terwyl ek so gesoek het na antwoorde, het ek op die media gekyk, oral praat die mense van 2026. Ons is in die laaste paar dae van die ou jaar. Hy het nu op graf gestaan. Baie teleurstellings gehad, werke verloor. Allerhande goed het op ons pad langs gekom. Maar wat van 2026 wat wyd voor ons op lê? Waar alle aanduidings is, as oorlog, as gerugte van oorlog, as aardbewings, al hierdie dinge gebeur. En ons het die antwoord nie. Hulle vra vir die geestelike leiers, want baie keer kom die mense op die 31ste Desember, dan gee hulle woord vir die toekoms. Maar elkeen se woord is verskillend. Maar as ons na God se woord kyk, wat sê die Here vir ons? Dan gaan ons besef, ons moet ons oor van die wêreld afhaal, na die wêreldse dinge, en ons oor gerig op Jesus. Hy is die begin en die volending van ons geloof. Weet, ek wil net so 'n stukkie lees, maar weet jy wat? Waar voordat ek lees,
die geestelike leiers van hierdie wêreld, hulle is gevra, wat gaan hulle in die nuwe jaar doen? Wat 'n boodskap gaan hulle bring? Want dit lyk of ons boodskappe vrugteloos was. Hier en daar en mense tot bekering. Kerke raak kleiner. Mense bly terug by die huis. Al die dinge gebeur. Maar toe nou God se woord die antwoord kry, toe sê dankie. En U gee vir ons elkeen U woord om te lees en om in te neem. Kyk 'n bietjie hier so die boek Hebreërs word geskryf. Niemand weet wie die skrywer is. Maar weet jy, as hulle die naasgaan werk doen, dan kan jy sien dit kom van Paulus, kom van Jakobus, dit kom van verskillende mense af. Maar die Here die woord uitgesit het vir ons. En hierdie boek is so wonderlik. Hy sê, nadat God baie keer, dis vers 1, hoofstuk 1, op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Deur Jesus, net 'n bietjie uitbrei, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die almal afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge gedra het deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy 'n voortreffeliker naam geërf het. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U genereer. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hierdie woorde in vers 1. En het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die profete, die res van die Bybel, die profete en die disippels en apostels geskryf. Maar hierdie woord is geskryf vir ons om dit te kan invat. Ek dink nie die mense weet altyd hoe om Jesus te verheerlik. En wie is hy? Weet, ek wil nie in die skool soos onderwyser wees, want ek sal nie dank vir onderwyser. Maar weet jy, ek wil 'n bietjie gaan kyk na die ABC. En kyk wat sê die skrif vir ons. Die een wat praat met ons in hierdie laaste dae, sy naam is Jesus. Amen. En die wonderwerke wat plaasvind is Jesus. En as ons glo, nog meer wonderwerke sal gebeur. Jy weet, en as ons nou mooi kyk, dan die letter A in die alfabet. God is almagtig. Hy is die almagtige God. En die wêreld is vinnig besig om geestelik agteruit te gaan. Om te verval. Te groei. Maar die Here wil hê dat ons moet groei. En die kerk moet inpas by God se woord. Nou berei ons boodskappe voor. En dit is goed dat die Here ons gebruik. Maar wat sê God se woord? Die antwoord vir die kerk, vir die teruggevallenes, vir die toestand van die wêreld, lê in hierdie skrif, in hierdie woord. As ons begin met die A, hy is die Adam. Hy is die advokaat.
wat ons intree. Ek was een keer in 'n hof, toe word ek skuldig verklaar, terwyl ek onskuldig is. Maar ons advokaat is in die hemel. Hy tree in. Hy praat vir versagtende omstandighede. Hy is lief vir ons. Hy gee ons nog 'n tweede en 'n derde kans. Dis die Here wat ons dien. En dan sê die Bybel, een van die persone daar agter gebid, hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is alles en in alles. Hy is die Almagtige. Mense kan ons nie die Here loof en prys vanmôre. Amen. Amen. Omdat hy so goed is, kom ons vandag aan die Here. Kom ons dra die boodskap uit, dat die verlore gaan is, na ons familie, na ons vriende. Jy weet, as jy nou van die A af kom, dan gaan jy B toe, A, B, C. En dis jy gaan leer van kleins af. Jy weet, die B, hy is die brood van die lewe. Ek gaan nou nie al die skrifte by sê nie, maar dan gaan ons nie klaar gekry vandag. Hy is die begin en die einde. Hy is die bruidegom. Hy is die manier vir die wat hom vrees. The banner over knees love, sê die Engelse woord. Halleluja. Hy is die bruidegom wat kom om sy kinders te kom haal na die bruiloft van die lam. Hy is die manier, hy pas ons op. Hy is die blinke morgenster. Oh, halleluja. As ons kom by die see, hy is die Christus, die Seun van die lewende God. Die dier is, hy is die dier van die skaapkraal. Hy is dieselfde God. Hy is gister en vandag dieselfde, hy is dieselfde God. Hy het nog nie verander nie. Die mens het verander, tye het verander. Kinders wat groot word, het verander teen wat ons groot geword het. Alles het verander, maar Jesus nooit. Halleluja. En dan sê die Bybel, die Heer is die Heer van die skaapkraal. Hy is dieselfde God. Hy het nog nie verander nie. Ons kan hom aanroep 24/7. Hy is daar. En as ek by die eer kom, hy is die ewige Vader. Hy is Elia. Hy is Immanuel. Hy is die ewige God. Hy is die ewige lig. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die eerste geborene, hy is die eerste opstander uit die dood. Kom ons gee die Here loof en prys. Hy het opgestaan in die lewe. Hy is die eerste een wat opgestaan het. En as ons in die graf gaan, gaan ons ook opstaan. Hy is die erfgenaam van alles. Engels Bybel het gesê, hy is die heir of everything. Hy is die een uit 10.000. Hy is alles. Hy is die fontein van die lewe. Hy sê, wie my glo, uit hom sal 'n fontein van lewe uitborrel, tot in die ewige lewe. Ons moet daai fontein laat borrel, mense. Ons moet nie bang of skaam wees nie. Ons moet morgen staan in die ry by die poskantoor, dan moet jy praat met mense. Bid vir hulle. Gee om, as hulle over by jou ry, Here seën hom. Ek gaan nou nie sê wat gebeur het. Hy is alles. Hy is die fontein van lewe. Hy is God. Hy is die goeie herder. Hy is die groot ek is. Great I am. Hy is groot. Hy is die hoëpriester. Hy is die gawe van God. Hy is die glorie van sy Vader. Hy is die glory of God. Hy is die glorie van God. Hy is alles.
die Here loof en prys vanmôre. Soos nog nooit nie. Hierdie wat ek opgestaan het hier vir die Here 102 keer. Ek het dit geskryf, een aand wat die Here my wakker gemaak het. Ek het so 250 goede neergeskryf. En die Here my gewys het. Op die moeilikste tyd, toe mense weggebreek het van die kerk, mense allerhande slegte goede gepraat het, wat nie waar is nie. Het ek gaan slaap die aand, half 9 maak, ek het vroeg gaan slaap, ek was moeg, gewerk nog daai tyd. 8 uur half 9 maak die Here my wakker. Ek sê, Here, wat wil jy hê? En die Here gee my 'n skrif. En die Here wys vir my in die alfabet. Die Here gee vir my nog 'n klomp ander goed. Want hy is die kampioen, hy is die champion of the world. Hy wys my al hierdie dinge en hy skryf dit neer. En ek gaan weer slaap en ek raak aan die slaap en die Here maak my weer wakker. Hy maak die Here my 5 keer wakker tot 4:30 die oggend. Want ek al hierdie goede deur geskryf het. Ek het een dag in 'n kerk en by wat hier kom ou na my toe en sê al hierdie goede neergeskryf. Ek sê ja, die Heilige Gees werk. Hy werk met almal vir ons. Maar ons moet die skrif lees om te kan verstaan. En hy is God vir ewig en ewig. Hy is God in my lewe. Hy is God in jou lewe. Hy is God manifesteer in die vlees. Jesus. Halleluja. Hy is God my redder. Hy is 'n goeie man. Hy is God met ons. Hy is God groter as ons vader Abraham. Groter as Jona. Groter as Salomo. Hy is die God. Ons moet hom eer, ons moet hom loof, ons moet hom prys. Dit is Jesus. En daar is niemand soos Jesus. Nou kom ons by die hart. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die heilige kind. The Holy Child. Hy is die heilige een. Hy is heilig. Heilige een van God. Hy is die horing van ons redder. Hy is die hoop van die hemel. Hy is heilig tot die Here. Hy is die hoop van Israel. Hy is die enigste hoop. Kolossense 2:27, hy is die enigste hoop vir u en my, vir verlossing, vir die wêreld, vir die verlore gaande. Vir hulle in Langsaan en die Sofie, hy is die enigste hoop. Ek hoor en ek glo en ek hoop hulle hoor die boodskap vandag. En die Langsaan maar mense besig om brandstof te gooi na hulle plekke toe te gaan. Dat hulle weer die enigste hoop in hierdie wêreld. Vir al die lande, vir almal, is Jesus. En dan is Immanuel. Dan probeer ons vandag klaar te maak. Hy is die groot ek is. Die Bybel sê, hy is Isak. Maar hy is Immanuel, God met ons. As jy Jesus in jou hart het, dan is die skepper van die hemel en aarde saam met jou. Halleluja. Dan kom ons met die kaai, die koning van die konings. Halleluja. Ons kan dans, ons kan appel, hy is die koning van die konings. Hy is die koning vir ewig. Hy is die koning van die eeuwe. Hy is die koning van die Jode. Hy is die koning van Israel. Een van die dae wil hulle nie hê ons moet so sê nie. Maar laat ons dit uitroep. Hy is die koning. We crown him Lord of all. Halleluja. Hy is die koning van die hemel. Hy is die koning van die bloedgewaste kinders van die Here. Hy is die koning van die koning. En hy gaan kom in die naam van die Here. Hy is die krag van God tot redding vir elke een wat glo. Halleluja.
Omdat met El uit die lam van God. Uit die leier, uit die lewe, uit die lig van die wêreld. Uit die lewe van die dale. Uit die liefde van my siel. Uit die lewe en die stam van Juda. Halleluja, uit die laaste en die eerste. Uit die lam wat geslag is vir ons. Uit die lig van die wêreld van die mense. Uit die lig en die wonderlike evangelie van Christus. Die lig van die wêreld. Die lelie tussen die dorings. Dis hy. Arme het 'n doringkroon op sy kop gedra om te wys. Hy het die straf vir ons gedra. Weet jy hoeveel tyd het ek nog is, vrou Anna? Die een, hy is die man van smarte. Hy is die middelaar, hy is die Messias, hy is die magtige God. Hy is die magtige een, hy is die môre ster. Hy is die man uit die hemel, dat ons voedsel van die woord van God ontvang. Hy is die groot meester, hy is die mond van God. Halleluja, elke woord wat uit sy mond kom van God af. Hy is die Nasareëner, hy is die nou weg. Hy is die naam bo alle name. Hy is die Omega. Hy is die oprigter van ons vergankelijke siele. Hy is die offerlam. Hy is 'n onderwyser vir ons, om ons die regte pad te wys. Hy is die prins van vrede. Hy is die profeet, hy is die pottebakker. Hy is die prins en verlosser. Hy is ons priester van ewig. Hy is die prins en verlosser, die prins van die lewe, die prins van alle prinse. Dis Jesus. Dis die een wat ons aanbid. Dis die een wat op ons redder gaan kom. Wat ook al jy gaan deurmaak in die Kersfees, hy is daar vir jou. En dan kom ons by die Q, die moeilike een, hy is 'n quickener of model bodies. Hy maak ons wakker. Kry nou nie Afrikaanse woord vir dit nie. Maar die roos van Salomon, hy kom as die regter, die raadsman, die sterke God. Die is die skrynwerker. Hy is ons skynplek. Hy is die sout van die aarde. Hy is die seun van Dawid, hy is die seun van God, hy is die seun van die Allerhoogste. Hy is die seun van die mens, hy is 'n skynplek vir ons. Die seun van Josef en Maria, die seun van die lewende God. Dis hy, dis Jesus. En dan, die tee, hy is die tabernakel van God, die aanbiddingsplek, wat Moses in die Ou Testament gemaak het, waar die hoofpriester een keer 'n jaar gegaan het, waar die priesters offers gedoen het. Hy is ons tabernakel, ons plek van aanbidding. Nie hier die gebou nie, en die tabernakel van God. Die universele God, die God van die hemel en aarde, God van alle nasies, tale en volke. Hy is 'n vriend van die sondaars. Halleluja. Hy is dieselfde God, gister en vandag, en tot in ewigheid, is die vee. Die vee, hy is die wynstok, hy is ons woonplek, hy is die woord van God, hy is die wonderlike God, hy is die wysheid, hy is die woord, hy is die lewe, hy is werd, die vee, om geprys te word. Ek sê, hy is werd om geprys te word.
dan die X. Die X is 'n kruis. Dit wys ons dat die kruis is die enigste manier hoe ons by God kan kom. Die enigste plek waar Jesus sy lewe geoffer het vir ons. Dan die why is Jehovah. Jehovah Jireh, my provider. Al die name van Jehovah. Dis hy. En dan die laaste ene. Die laaste letter van die alfabet. En die laaste letter in elke alfabet. Van al die tale, van al die nasies in die wêreld. Die laaste letter van ons alfabet is die Z. By the way, so net byvoeg. Ek en my vrou is die twee laaste letters op die alfabet. Ons kan nie verder gaan nie. My naam is Zacharias, die laaste letter. Asof die Romeinse, die Griekse en al die ander tale. Hy is die eerste en die laaste. Toe hy aan Johannes verskyn het op die eiland Patmos en die boek Openbaring aan hom voorgelê het, toe sê hy is die eerste en die laaste. Hy is die begin en die einde. Hy is die Alfa en die Omega. En die buitekant hom is daar niemand nie. Hy is die een wat was en wat is en wat gaan kom en wat sal wees tot in ewigheid. Kom ons loof hom. Kom ons prys hom. Kom ons sing aanbidding. Kom ons staan met ons hande. Ons trek op en ons lig die hande op en ons loof en prys die Here. Vir wie hy is. Hy is alles. En hy wil alles wees in jou lewe. Wat as hy kan kom. Is jy werklik trots op die een wat jou die Here help? Op die een wat jou die Here wil maak? As jy nie trots verloor op hom is nie, so staan jy op vry om verloor in daai kamer om te gaan waar jy geluk word. Dit ons as ons broer word. Mevrou kom ons op. As ek en my vrou saam in die straat loop, dan moet jy trots wees. Maar as ek een kant loop en sy loop een kant, is dit wat jy met Jesus doen? Hoeveel van ons, as ons kom met skare mense, dan kry ons skaam vir hom.
Hoekom? Dis die God dat jy het hanteer jou. Dis die God wat aan jou wil voorsien. Dis die God wat wil beskerm in hierdie tyd. Vlak waar ons lewe. En dit is meer nog die gesoor kosmos. En hy is dit al. Kom ons staan maar lees. Kom ons haal die naam van die Here groot. Dat die Bybel mag van die dienes die nog gegaan is. En dan gaan ons die mond vir ons afsluit. Christene, in 11 maande Christene is
Amen. Van die seën van die Here en van die vrede. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid en almal wat dit vir ons sê. Amen.